Het u al agtergekom dat soms wil jy nie regtig doen wat die Here van jou verwag nie? Het al agtergekom dat soms wil ons nie regtig doen wat die Here van ons vra nie. Ons is 'n bietjie steeks. Partykeer wil ons nie regtig doen wat die Here van ons verwag nie. Want dan dink ons partykeer dat as ons dit nie dadelik doen nie en ons sloer en ons maak asof ons hom nie hoor nie, kom ons hou dit hier. Partykeer maak asof ons hom nie die Here hoor nie en dan dink ons, maar as ek nou sê, Here, maar ek het u nie gehoor nie in hierdie saak nie en ek weet nie wat u van my verwag nie, dan dink ons mos later dan uit ons mensheid dat God gaan dit dalk los of hy gaan vergeet dan. As ons so vir 'n week nie doen wat ons op ons hart gelê word om te doen nie, en so 2 weke gaan verby, dan dink ons, okay, die Here het vergeet. Hy het nou gesê, ag, weet jy wat, Johan, los dit maar. Ek gaan dit nie van jou verwag nie, los dit maar. Weet jy dit? Ons is almal so, partykeer wil ons nie regtig doen wat God van ons verwag nie. Ons weet in ons harte wat is die opdrag, ons weet in ons harte wat moet gebeur. Maar dan staan ons terug en sê ons, kan nie nou. Wil nie nou. En dis nie altyd lekker nie. Hoor het ek vandag vir sê, die opdrag en wat die Here vir ons gee, en partykeer dit wat hy van ons vra, is nie altyd noodwendig vir jou lekker nie. En as ons kyk na die boek van Jona, so ek kan oopmaak by die boek van Jona, by hoofstuk 1, by Jona, hoofstuk 1, en ons gaan sommer daar van vers 1 af lees, dan gaan ons bietjie mooi kan sien. Die boek van Jona, hoofstuk 1, die opskrif daar is, die roeping van Jona, sy weiering en straf. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jafo afgegaan, en 'n skip gevind, wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Lees u tot so ver vanaf. So hier kry Jona 'n opdrag, en dit is ook vir hom, net soos partykeer die opdrag vir een, vir my, nie lekker nie. Kry 'n opdrag, die Here vra hom om iets te doen, en hierdie soms kom by Jona op, dat soms wil ek nie doen wat die Here van my vra. Soms gaan ek maak asof ek nie u gehoor het. Nou die meeste van ons ken die verhaal van Jona, want ons word al van kind af geleer die verhaal van Jona en die vis. So ons ken hierdie verhaal, maar ek wil vanmôre so 'n bietjie dieper delf in die storie van Jona. Want baie keer raak ons maar net Jona aan, onthou jy moet gehoorsaam wees, anders gaan 'n vis jou insluk. Maar daar's baie dieper rondom die storie, die verhaal van Jona. Behalwe die feit dat Jona 'n ware profeet was. Hy was lief vir die Here. Hy het die opdragte van die Here uitgevoer, anders sou hy nooit 'n profeet gewees het nie. En daarom wil ek vanmôre vir u sê dat as 'n profeet, Jona, 'n ware profeet wat 'n godsman was en lief was vir die Here, ergens in sy lewe kom en sê, maar ek weet dan nie of ek dit kan doen wat u van my nou vra. Hoeveel te meer nie u en ek ook nie. Hoeveel te meer u en ek vanmôre wat weet wat die opdrag is van die Here wat hy van ons verwag, gaan ons nie ook bietjie huiwer om te sê, ek weet dan nou nie of ek
nou regtig dit wil doen nie. So, behalwe vir die feit dat hy 'n godsman was en 'n profeet was hy ook 'n ongehoorsame profeet. So behalwe vir die feit dat ek kind van God is, kan ons ook 'n ongehoorsame kind van God wees. Broer, suster, nou, wat is die opdrag wat die Here vir Jona gegee het? Wat was die taak wat Jona gekry het? Die taak was gewees om klaar te maak. Maak jou klaar. En gaan na Ninive. En gaan verkondig in Ninive nog 40 dae. En ek gaan die stad verwoes. Nog 40 dae en ek gaan die stad verwoes. En Jona, hy het hierdie opdrag by die Here en hy kies om ongehoorsaam te wees. Hoekom? Hoekom kies Jona om ongehoorsaam te wees? Hoekom kies Jona nie om te gaan en hierdie woord van God te gaan verkondig om te sê, maar kom tot inkeer, bekeer julle, want God wil julle red nie. Dis tog die goue geleentheid as 'n profeet van God, as kind van God, want wat is die opdrag vir die kind van God vandag? Gaan dan heen en gaan maak siele. Gaan verkondig die woord, bring die siele in. En hier gee God hom 'n goue geleentheid om na hierdie groot stad Ninive te gaan, om die woord te gaan verkondig, sodat siele gered kan word. So hoekom sal hierdie profeet dan sê, maar ek wil nie? Hoekom sal hy ooit sê, maar Here, ek weet daarom nie of ek hierdie opdrag wil doen? Waarom sou hy dan nie nou na Ninive wil gaan nie? Kom ons gaan kyk 'n bietjie hoekom Jona dit nie wou doen nie. Kom ons gaan kyk 'n bietjie meer dieper na die stad Ninive. Want wat was die stad Ninive gewees? Ninive was 'n baie groot stad gewees en een van die hoofstede van die Assiriese ryk. Nou as ek praat van Assiriese ryk, dan praat ek klaar van mense wat nie God gehad het as 'n God nie. Hulle het gode aanbid, want hulle was van die Astarte gewees. Met ander woorde, hierdie groot stad Ninive, 120+ 000 mense, wat in hierdie stad alleen gewoon het, plus die vee, plus die kleinvee, plus alles wat hulle daar gehad het. So dit was 'n baie groot stad. Dit het hom 3 dae gevat om net van een punt tot by die volgende punt te stap. Dit was 'n groot stad gewees, 'n sterk stad gewees. Maar hier's die ding, broer en suster, hier's die ding. Die stad Ninive, die mense van Ninive, die Astarte, was bekend daarvoor vir hulle geweld teenoor hulle teenstanders. Nou raai wat? Israel was 'n teenstander. Israel was 'n teenstander. En 10 teen 1 reeds deurgeloop deur die stad Ninive se mense. En Jona het gewoon in Israel. So Jona het ergens in sy lewe moes hy ervaar het die geweld wat daar was van Ninive, van die Astarte teenoor die Israeliete. Ergens moes hy gesien het wat die geweld was, wat hierdie mense dalk vrouens en kinders geneem het as byt en slawe van hulle gemaak het. Ergens moes hy gesien het wat was die wreedheid van hierdie mense teenoor sy volk. So hy het presies geweet wie was die mense van Ninive. En partykeer dan hoor ons, gaan na Ninive en gaan red die mense. En dan dink ons, die arme mense van Ninive. Het ons ooit al gaan kyk wie was Ninive? Het ons ooit al gaan kyk wie was die Astarte, die Assiriërs gewees? Hulle was wrede mense gewees. En hulle het deurgeloop, Israel het al deurgeloop onder hulle. So toe God vir Jona hierdie opdrag gee en sê, maak jou klaar.
Wat klaar, gaan na Ninive. Want ek wil hê jy moet daar gaan verkondig nog 40 dae. As julle nie tot inkeer kom nie, gaan ek julle verwoes. So Jona was glad nie beïndruk gewees nie. Hy was nie beïndruk met hierdie opdrag wat God hom gegee het nie. Net soos ek nie altyd beïndruk is met die opdrag wat God ons gee nie. Nou, Here, hoe kan u dit nou van my verwag? Hoe vra u nou van my hierdie groot ding? Hy was nie beïndruk met dit gewees nie. Jona het gevoel dat dis nie fair nie. Hier kom die Here en hy sê maar gaan preek hierdie in Ninive, want ek wil hulle verwoes. En dan dink hy seker by homself, yes. Nou gaan hierdie ouens pak slaag kry. Nou gaan hulle pak slaag kry. So ek wil nie eers gaan nie. Ek wil nie eers hê hulle moet bekeer nie, want ek wil hê, Jona wil hê, hulle moet pak slaag kry. So, met ander woorde, Jona kies om ongehoorsaam te wees aan die woord van die Here, want hy voel, Jona voel, hulle verdien nie om gered te word. Jona voel in sy hart, dat God mag nie Ninive red. Omrede Ninive al soveel ander stede, en onder andere Israel, al soveel skade gemaak. Jona wil hê hulle moet suffer. Hy wil hê hulle moet betaal vir dit wat hulle gedoen het. En hier kom God en hy sê, gaan preek dit, en as hulle bekeer, dan gaan ek hulle red. En Jona voel, dis nie reg nie. Jy sien, want die mens wil mos revenge hê. Die mens wil mos hê dat 'n ou moet boet vir sy sondes. En Jona wil hê dat Ninive moet boet. God moet hulle vernietig. So ek wil vanmôre vir u sê, as u en ek goed daaroor gaan nadink, het ons ook al onsself in so 'n situasie bevind. Ons weet wat die spesifieke opdrag is wat die Here van ons verwag. Ons weet wat dit is wat hy van ons vra, want hoor vir my vanmôre, ons kan nie met daai verskoning kom en sê, Here, maar ek hoor u nie. Here, ek weet nie as u met my praat nie. Jy weet in jou hart, vanmôre, hoor wat ek jou vandag sê, as die Here iets op jou lê, sal jy weet daarvan. Jy sal weet daarvan. Jy kies net om te sê, maar ek hoor nie. Jy kies net om te sê. En Elenita het nou mooi gesê, alles wat goed en rein en mooi is, van God af. So ons weet wat die Here vir ons gee om te doen, maar ons wil dit nie altyd uitvoer nie. Ons het ook altyd hierdie klomp redes oor, Here, hoekom ons gaan kies om ongehoorsaam te wees. Jona het gesê, ag, Here, hierdie ouens, weet u wie hulle is? U was mos daar toe hulle Israel aangeval het. U weet mos hierdie ouens is wraaksugtig. U weet hierdie ouens is rowers. U weet hierdie ouens is goddelose mense. Het jy dit al gehoor? Here, vergewe my. Dis goddeloos. Asof ek die regter is oor 'n ander ou. Here, hy is goddeloos. So ons het ook hierdie redes oor hoekom ons onsself regverdig om te sê, maar ek kies om nie te hoor wat u vir my sê. Ek wil vir jou vra, het jy al ergens in jou hart gevoel dat jy vergifnis moet gee vir iemand? Het jy al ernstig geweet wat jy weet, dat jy aan iemand moet vergifnis bied? Maar jy voel daardie persoon verdien dit nie. Het jy al ernstig geweet wat jy weet, dat jy aan iemand moet vergifnis bied? Maar jy voel daardie persoon verdien dit nie.
Baie keer, as jy eerlik is vanmôre, kan jy jou koppie skud en sê, ja, baie keer, baie keer. Dan kom die opdrag van die Here hier in ons, en ons weet ons moet vergifnis bied. En dan kies ons om te sê, maar ek hoor U nie. Of ek sal later, en hoop die Here gaan daarvan vergeet. Of jy is ook dalk besig om te redeneer met die Here nou, omdat jy weet dat jy vergifnis moet bied, of daai spesifieke opdrag moet uitvoer wat hy jou gee, dan gaan jy eers met hom redeneer om te sê, ag Here, wie weet mos nou, dat daardie persoon het al aangehou. Dis nie die eerste keer dat ek hom vergewe nie. Nie die eerste keer nie. So hy hou aan met dit. So ek kan hom ons nie meer verder vergewe nie. Here, daai ou het nou nie genoeg berou getoon nie. Hy het nie hier voor my kom val en gekruip tot by my voete en hulle gesoen en gesê, ag, vergewe my. Weet jy dit? Die mens maak ons so. Here, hy's goddeloos, man. Ek kan nie hierdie vergifnis aan hom bied. Hy het my seer gemaak. So ek verwag dat U hom nou sal straf. U moet hom vernietig. So ek sal besluit, net soos Jona, ek sal besluit wanneer ek vergifnis wil bied. Nie wanneer U vir my sê nie, nie wat die opdrag is nie, ek sal besluit wanneer daai ou genoeg gesag het om hom te vergewe. Ek wil vanmôre vir U sê, maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak wat die opdrag is nie, is dit vergifnis? Is dit om uit te gaan om die woord te gaan verkondig? Is dit om iemand nader te bring? Is dit om te sê, weet jy wat, ek bied my vergifnis aan jou. Moenie probeer wegskram daarvan nie. Moenie probeer wegskram van die opdrag wat God vir jou gegee het nie. Moenie dink dat as ek maak asof ek nie hoor nie, God dit gaan los nie. Jona het dit ook probeer doen. Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan. Hy het nie Ninive toe gegaan nie. Hy het klaar gemaak. Hy het 'n kaartjie gekoop amper sê ek vir die bus. Hy het 'n kaartjie, daai tyd was dit skip. Daar was die bus hier, 'n skip. Kry 'n kaartjie vir die skip. En hy gaan in die teenoorgestelde rigting. Hy dink hoe verder hy van die opdrag afvlug, hoe makliker gaan God daarvan vergewe. Vergeet. Nie vergewe, nie vergeet. Hy het seker gehoop dat God gaan van plan verander. As hy sien dat hierdie profeet, sy seun, nie gehoorsaam is nie, dan gaan hy sê, ag, weet jy wat, nou sal ek vir Kes vra. As Andre nie wil nie, sal ek vir Kes vra. Ek het vanmôre vir u nuus. As God sê, maak klaar, dan sal jy gaan. Al gaan dit beteken dat 'n vis jou insluk en jy vir 3 dae in sy binnekant gaan wees, tot jy belydenis gevra het, en hy jou uitspoeg, gaan sal jy gaan. Ons ken die storie van Jona, soos ons dit vir die kleintjies verduidelik. Sy ongehoorsaamheid het 'n storm op die see gebring. Hulle gooi hom oorboord, 'n groot vis sluk hom in 3 dae lank. Jona bid vir vergifnis binne in daai vis. En God laat daai vis hom uitspoeg. En Jona hoofstuk 3 sê vir ons, ag Jona, moenie worry nie, ek sal vir Arno vra.
Hoofstuk 3 in Jona sê vir ons, toe hy sy voete vind op die droë land, toe kom die woord van die Here en sê, maak jou klaar en gaan na Nineve. Gaan na Nineve. Jy het nie 'n keuse nie, my vriend. Jy sal doen wat die opdrag van die Here is. Maak jou klaar. En vir jou en vir my ook. Dat help nie ons sê, Here, ons hoor U nie. Maar wanneer dit die mooi is, dan hoor ons. Maar wanneer die opdrag taaf is om te sê, maar vergewe iemand wat jou seer gemaak het, dan hoor ons nie meer. Ek wil vanmôre ook vir u sê dat die boek van Jona gaan ook nie net oor gehoorsaamheid nie. Ek het gesê ons gaan so 'n bietjie dieper delf in Jona. So die boek van Jona gaan ook nie net om gehoorsaam te wees en te doen wat God van jou vra nie. Die boek van Jona gaan ook vir ons om te wys hoe compassionate God is. Hoe groot hy is en vol genade hy is. Om mense wat wreed is en mense wat ander mense seer gemaak het en mense wat nie genade volgens ons verdien nie, genade by God. Weet jy dit? En ek wil vanmôre sê, Jona leer ons dat die mense, ek en u eintlik, is deel van die wat nie genade moet hê nie. Weet jy dit? Die sit van ons wat hier is, wat ergens nog genade by iemand moet kry. Weet jy dit? Elkeen van ons wat hier sit, het ergens iemand seer gemaak in sy lewe miskien. So, die boek van Jona sê vir ons baie mooi en baie duidelik dat ek en jy het daai vergifnis nodig. Want as God dit nie kon bied vir die ouens van Nineve nie, hoeveel te meer sal hy dit vir ons bied? So die boek van Jona leer ons net om gehoorsaam te wees nie. Leer ons nie net om klaar te maak en te gaan nie, maar dit leer ons ook dat ons vergifnis by God kry. Juis ons wat dit nie verdien. So ek en jy kry vergifnis by God. Die mense van Nineve het vergifnis by God gekry, omdat hulle bekeer het. Die koning het uitgeroep, luister, van nou af eet julle niks. Julle sal sak aantrek, julle sal sak en as en vas, want God het gepraat. En toe hulle dit doen, wat doen God? Hy red hulle. So die ek en u kry vergifnis, Nineve kry vergifnis. So hoekom kry daai ou wat jou seer gemaak het? As ek en u, en ek sluit af, as ek en u elke dag God se genade nodig het, want hoor vir my, ons het elke dag God se genade nodig. Ons het elke dag God se vergifnis nodig. En as ons dit het, dan moet ons dit ook aan ander mense bied. As God jou vergewe, vergewe ander mense. Dit is deel van die opdrag van die Here. So kom ons wees gehoorsaam. Kom, ons maak klaar. En as ek sê, maak klaar, soos die opdrag vir Jona was, maak dan klaar, wil ek vanmôre afsluit met hierdie woorde, broer en suster, maak dan klaar. Met ander woorde, maak klaar daarmee, om nie jou vergifnis te bied aan iemand. Maak klaar daarmee. Gaan lê voor die aangesig van die Here en sê, Here, ek vind dit moeilik om dit te doen, maar ek wil gehoorsaam wees. Want vandat jy daardie opdrag gehad het, gaan jy in die vis se maag sit, totdat jy daai vergifnis gebied het. Dan gaan jy vry voel. Jy gaan voel, joh, die bakstene is van my skouer af. Dis omdat jy dalk nog in die vis se maag sit, want jy wil nie klaar maak nie. Maak klaar. Maak klaar. Gaan vra vergifnis as dit moet. Maak klaar. Gaan bied vergifnis as dit moet. Maak klaar. As jy weet daar's 'n opdrag wat die Here gesê het, hoorie, gaan doen iets vir iemand. Gaan gee iets vir iemand.
Man, wanneer dit by finansies kom, en dit kom by 'n kerk, dan hoor die mense nie. Jy gaan in die vis se maag sit. As dit by jou broeder kom wat sê, maar gee vir hom iets, gaan bid vir hom. Jy doen dit nie, gaan jy in die vis se maag sit. Ek wil vanmôre afsluit. Maak klaar en wees gehoorsaam. Die woord van die Here. Amen. Prys die Here.